baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Kyk, ons hoor mos baie keer stories en verhale waarin daar verwys word na die wyse ou man of die wyse persoon. So een of ander ding gebeur en niemand het raad nie, dan sê hulle kom ons gaan na die wyse persoon op die dorp toe. Het jy al gewonder wat beteken dit as iemand wys is? Hoe lyk daai wyse persoon waarna die stories altyd verwys? Die vraag is, wat is die verskil tussen kennis en wysheid? Ons weet dat kennis iets is wat ons hele lewe lank mee besig is. Jy word gebore en dan moet jy leer sit. En dan moet jy leer loop. En dan moet jy leer praat. En dan moet jy skool toe gaan en dan moet jy leer totdat jy klaar is met skool en dan moet jy by 'n werk inskakel. Daar moet jy leer of jy gaan na 'n tersiêre inrigting toe en daar moet jy leer. Dis net leer tot aan die einde van jou lewe. Maar hoe lyk wysheid? Is wysheid en kennis dieselfde ding? En ons sal dadelik van mekaar sê nee, dit lê bietjie op 'n ander vlak. Wysheid lê nie op die vlak van jou intellek of jou IQ nie. Dit lê op 'n ander vlak. Watter vlak? Kom ons lees 2 verse, wat vir ons dalk ietsie daarvan gaan vertel. Die eerste is Spreuke 9, vers 10, wat sê, wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik wysheid. In Filippense 1, vers 9 en 10 staan daar, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dink in hierdie 2 verse kry ons iets van die geheim van wysheid. Aan die een kant Spreuke 9, wysheid begin met die dien van die Here. So as jy wil wys optree, as jy wil wys dink, as jy wil wys praat, as jy wil 'n wyse gesindheid of ingesteldheid hê, dan gaan dit daaroor dat jy die Here dien en nie jouself nie, nie die samelewing nie, nie tradisie nie, maar om die Here te dien. So daarom sê ons, as ek wil wys optree, dan moet ek heeltyd die vraag vra, dien ek die Here in dit wat ek nou doen? Die manier waarop ek optree, die manier waarop ek leef. Wysheid begin daarom dat jy alles wat jy doen vir die Here. Dien die Here. Maar dan gaan Filippense Paulus praat en hy sê, wysheid kan ons ook op ander vlakke sien. Wysheid gaan daar ook oor dat jy 'n begrip en 'n fyn aanvoeling het. Om baie keer 'n ding te sien op sigwaarde en dit te beoordeel op sigwaarde is nie altyd wys nie. Iemand kom byvoorbeeld na jou toe en daai persoon is baie geïrriteerd of daai persoon is sommer kort af of hulle is sommer neerhalend en dadelik wil ons optree want ons sien wat hierdie persoon doen of ons hoor wat hierdie persoon doen. Wysheid beteken om te sê ek het 'n begrip en 'n fyn aanvoeling dat dit wat ek nou sien eintlik iets kommunikeer van 'n dieper. Daar's dalk 'n seer, daar's dalk 'n bekommernis, daar's iets wat veroorsaak dat hierdie persoon op 'n sekere manier optree. So wysheid is om te sê ek het 'n begrip en 'n fyn aanvoeling wat gebou is op liefde, liefde teenoor God en liefde teenoor my naaste, waar ek dieper kyk, waar ek dieper soek. Filippense sê dan daar's 'n volgende ding om 'n onderskeidingsvermoë te hê tussen wat reg is en wat verkeerd is, maar volgens God se wil. God se wil bepaal wat is reg en verkeerd en ek het die onderskeidingsvermoë om te sien wat reg is en verkeerd is. So jy sal kan sien wysheid lê op die vlak van, kan ons dit maar sê, die Heilige Gees.
Jakobus sê dit mos, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. So mag ek en jy so vol wees van die Heilige Gees, dat ons werklik wys kan wees. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Groep in Bloemfontein, wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.